Goeiedag, liewe kyker, baie welkom met die program Koffie met die Koning. Ons hoop jy is sommer lekker gemaklik daar waar jy nou kyk vir die televisie dalk en maak vir jou 'n lekker koppie koffie. Ek hoop dit is jy het dit gereed. Druk die pausknoppie en dan kan jy nou weer verder kyk. En ons kuier weer vandag saam met Adrey, wat 'n ongelooflike voorreg om jou weer vandag hier te hê. Ons het 'n vorige keer het ons begin praat oor trauma en ons het die verlede keer het ons gestop met kroniese trauma. So vandag wil ons 'n klein bietjie verder gaan met dit wat baie relevant is en ek wil vandag begin met 'n skrif in Matteus 18 vanaf vers 21. Ek gaan dit vir ons lees en dan gaan ons verder gesels. Dit gaan daar oor vergifnis, die plig om te vergewe. En daar staan in vers 21, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teenoor my gedoen het? Selfs 7 keer? En jy weet, as 'n mens nou al gaan dink om 7 keer iemand vir dieselfde ding te vergewe, dis al klaar baie nie, maar kom ons kyk wat sê Jesus. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een van die amptenare na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Nou kan jy nou dink, hier het jou man nou iemand miljoene rande betaal, dan moet jy verkoop word, jou kinders moet verkoop word. Dit is 'n wrede ding om te doen eintlik, nie. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal nie alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en hy het sy skuld afgeskrywe. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom weer net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel en ek sal jou betaal. En onthou, hierdie ou het nou net vir die koning gevra, gee my uitstel, hier sê die amptenaar, gee my uitstel, en kyk wat sê hy, maar hy wou nie, en hy is daar weg, om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en het hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy sy skuld betaal het. Nou hier kom 'n belangrike ding. Nou sê Jesus, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Adrey, in jou praktyk, hoeveel keer werk jy met onvergewensgesindheid? Ek dink met seer en met trauma is dit natuurlik die groot ding. Is daai persoon, of dit nou jou pa was, en of dit jou ma was, en of dit nou 'n oom was, en of dit nou wie ook al was, wat vir jou soveel skade berokken het, om daai persoon te vergewe, en daai deel wat sê, jy gaan in die folteraars oorgegee word om gefolter te word, is die een plek in die Bybel waar die Here sê, is ons nie kan vryspreek en losmaak van daai nie. Gaan ons aan die folteraars oorgegee word. Ja. En dat beteken jou lewe gaan vol van hel wees. Dit is asof die magte van duisternis toegang het. Die Here sê dan gaan ek 'n deeltjie vir die magte van duisternis toegang gee in jou lewe, om jou te folter en jou te martel. Met ander woorde, ek sukkel met goeters, ek sukkel met flashbacks, ek sukkel met memories, ek sukkel met verhoudings, ek sukkel om aan te beweeg. Dis asof iets jou ek sukkel met siektetoestande, dis asof iets jou die heeltyd terughou, want jy loop nie in vryheid nie. So ja, ek sien dit baie. Maar as ek dit noem, dan
my beginpunt, dit klink nou baie vreemd, maar my beginpunt is nooit eerste vergifnis nie. Ja. My beginpunt is altyd eerste, om jou toe te laat, om dit te voel wat jy nooit mag voel het, in daai oomblik van magteloosheid. Ek hoor, ja. Met ander woorde, jy was 'n klein dogtertjie van 5 jaar en die oom het in jou kamer ingekom en jy het magteloos gevoel, jy was verlam. Ek gaan nie vir jou sê, gaan vergewe daai oom nie. Vir ons nie fisiologies, daai ongelooflike lam, magtelose gevoel kan release nie. Want wat ek baie keer sien is, as ons fisiologies trauma release in daai 80% van die liggaam, dan is dit asof die vergifnis outomaties kom, want ek voel ligter. Hoe release 'n mens daai tipe trauma? Want ekskuus, vandag kyk jy miskien en besef maar ek is deur sulke goed. Ek sit met onvergifnis in my hart. En ek het so seer gekry dat ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek het al bitter geraak daaroor. Hoe kan 'n mens dit release sodat 'n mens vandag iemand miskien kan bring op 'n punt wat hulle sê met 'n keuse, Here, ek kies vandag om daai persoon te vergewe. Ek dink die eerste ding is om vir jouself toe te laat om dit te voel wat jy nooit mag gevoel het nie. Want te veel van ons, want ons weet dat trauma is daai gestoorde energie wat oorbly in ons liggaam. Met ander woorde, het jy ooit al gehuil daaroor? Het jy ooit al gaan skree daarvoor? Het jy al ooit by die see gaan staan en jou hart uitgeskree en in die berge ingeklim en het jy dit ooit al fisiologies gerelease? Het jy dit al, partykeer is dit goed soos ek het 'n brief geskryf vir iemand, partykeer is dit soos ek stel myself voor, daai persoon sit op die stoel by my en ek kan vir hom sê presies wat ek vir hom wil sê, want daar's 'n stuk genesing wanneer goeders wat in die duisternis was, oopkom na die lig toe. So dis juis om dit nie onder die mat te sit en te sê nee, ek het vergewe en dis verby nie, maar dat jy het nie vergewe nie, maar dit trigger jou elke keer as iemand presies dieselfde ding of iets soortgelyks aan jou gedoen het nie. So vergifnis is regtig om te gaan na die seer toe, om die wond oop te maak, maar dan, ek sê altyd, dit is amper soos 'n pitsweer, jy wil die gemors uitkry, en dit is eintlik 'n morsige proses, want dit beteken jy moet sekere goeders gaan herleef en beleef, wat jy al lankal begrawe het. En kyk, ek sê vir mense, ek gaan maak nie 'n operasie as ek nie weet ek wil ten volle, jy gaan nie 'n snytjie maak en dan maak jy hom weer toe, môre maak jy weer 'n snytjie en maak hom toe nie. Jy doen dit altyd in die teenwoordigheid van veiligheid. So partykeer het jy iemand nodig, wat jy weet jy kan vertrou en wat kennis het daarvan, want in die teenwoordigheid van veiligheid is van 'n ware genesing plaasvind. Dis baie waar. So dit kan wees dat ek voel veilig by die Here en by sy voete voel ek geborge en gekoester en ek kan alles vir hom gee en ek kan huil en ek kan praat daaroor en ek kan ruk soos 'n bewe, want jy beleef letterlik fisiologies wat jy voorheen net onderdruk het. Maar daar is goed wat regtig bo ons eie vuurmaakplek is, veral wanneer ons te klein was om te verstaan het wat met ons gebeur het. Waar jy sit jou hele lewe lank met 'n skuldgevoel, iets wat jy nie eers beheer oor gehad het, want 'n kind het nie beheer oor wat met hom gebeur het nie. So wanneer ons met daai tipe trauma sit, sal ek altyd sê, gaan liewer net na 'n professionele persoon toe wat weet hoe werk die senuweestelsel, wat 'n bottom-up proses volg en wat 'n geesvervulde persoon is, want daar's verskeie tegnieke daar buite. Maar soos met enige tegniek, dis soos om 'n tennisraket te gee in my hand en 'n tennisraket in Djokovic se hand. Daar gaan 'n groot verskil wees. Ja. So gaan na iemand toe wat dalk 'n tegniek gebruik wat jy dalk al voorheen probeer het, maar dit was dalk net nie die regte persoon deur wie daai tegniek gevloei het nie. So gaan na die persoon toe wat jy regtig by veilig voel. Want in die teenwoordigheid van veiligheid is van 'n ware genesing plaasvind. En daai persoon het spesifieke tegnieke wat jou liggaam sal toelaat om te release. En daar is regtig wonderlike goeders daar buite wat ek dink aan TRI, ek dink aan daar's goeders soos multilevel neuroprocessing, daar's goeders soos EMI, daar's verskeie tegnieke wat ons kan gebruik om mense te help fisiologies te release wat gestoorde trauma in ons gevoel. Ja, jy weet, en ons het nou nog gesels daaroor dat as ons nie vergewe nie, is dit nie so goed ek drink gif, maar ek hoop dit maak daai persoon dood of siek of wat ook al, maar eintlik bind ek myself vas met kettinge en die woord sê ook in die Onse Vader bid ons, Here, en vergeef my net soos ek my skuldenaars vergewe. En jy weet, nog 'n ding waaroor ons baie min mense altyd besef is dat 'n mens moet jouself ook kan vergewe. Absoluut. Daai ding is 'n baie groot ding, veral as iets gebeur het en jy voel skuldig daaroor, dan moet 'n punt kom wat jy jouself ook kan vryspreek, want as die Here ons al lank al vergewe het,
wie is ons wat ons dit nie kan doen nie? Ja. Jy weet? Om jouself lief te hê met dieselfde liefde as waarmee Jesus jou lief het. Ja, absoluut. Soveel mense sal sit by my en sê, maar ek het myself nog nie vergewe nie. En ek dink, hoekom dit so help om deur 'n pad te stap met iemand is, baie keer as ons insig het in daai persoon se situasie, dan is dit makliker om dit te vergewe. Want as ons verstaan, hurting people hurt people, dan verstaan ons dat daai persoon wat my seer gemaak het self soveel onverwerkte trauma gehad, dat uit sy trauma uit het hy nie van beter geweet nie. Ja. En wanneer ons, dan kry jy deernis, dan leer ons regtig wat genade is. Dan kyk ons met Jesus se oë na daai persoon en jy besef, eintlik het daai persoon so seer. Dis reg, dis eintlik 'n siek persoon Ja. wat verwond is, wat so optree. Ja. En jy weet, nou wil ek dit nou weer heeltemal in 'n ander rigting deurstuur en ons het besluit eintlik ons wil nog oor dit ook praat, is dat wanneer ons onverwerkte goed het wat met ons gebeur het, nou trou ek eendag, dan is dit twee stikkende mense wat mekaar kom, dit werk nie, jy verstaan nie hoekom nie, nou skei jy, nou het jy gedink, maar as ek net 'n beter persoon kan ontmoet, of ek kan net iemand anders ontmoet, wat my beter verstaan, nou trou jy dalk weer, maar weer is dit omdat 'n mens nie jou kindergoed en kindertrauma verwerk het, dra jy net so dit in, en nou begin 'n mens van saamgestelde huwelike praat, daar's miskien kinders aan albei kante, so die uitdaging raak eintlik net groter, terwyl 'n mens moet genesing vind, en dan eers kan jy weer in 'n verhouding ingaan. Wel, nou het ek 'n baie groot onderwerp hier oopgemaak vir jou. Want die ding is, as ek nou die Engelse terme kan gebruik, we gravitate towards iemand met dieselfde vlak van genesing as wat ons het. Wat ek daarmee bedoel is, so sê nou maar, byvoorbeeld, jy het groot geword in 'n huis waar jou pa baie geskel en geskree het, of daar was dalk geweld. Nou gaan jy doelbewus, ek wil nooit eendag met so 'n man trou nie, en jy kies 'n man met baie mooi eienskappe, maar onbewustelik kies jy ook tog nog steeds 'n man wat presies dieselfde eienskap het as daai ouer van jou wat jou die meeste seer gemaak het. Dit is so onbewus, waar. omdat ons onderbewuste, daai senuweestelsel wat onthou, 80% sterk is. So jy doen dit nie kognitief bewustelik nie, jy doen dit onbewustelik. So dit is so 'n vraelysie wat ek altyd vir couples laat invul, wat ons praat van die rol van die primêre versorger, waar ek sê, jou pa se beste eienskap, jou ma se beste eienskap, en dan wat is 'n goeie memory van jou grootwordjare, wat is die slegte memories, en dan op die ouend van die dag, sit ek met al twee sin en dan vra ek ander vrae, en dan kom dit daarop neer, en dan vra ek ook wat jou grootste behoefte, en dan kom dit daarop neer, onbewustelik het jou man presies die eienskap van jou pa of jou ma wat 'n seer in jou veroorsaak het, en jy het nie bewus gewees daarvan nie. So, ons doen dit almal, en dit is nie 'n kognitiewe bewuste ding nie, dit is 'n onbewuste ding, en jy kan nooit wegkom, weer eens, ek sê mos trauma is altyd in die hede, is nooit in die verlede nie. So met die gevolg is, daai vorige huweliksmaat wat jou so getrigger het, daai trigger is nie geprosesseer nie. Nou trou jy met 'n nuwe persoon en jy dink dit gaan perfek wees, en dan kom trigger hy jou ook weer. Want wat? Die trigger sit op jou senuweestelsel en jy is nie genees nie. So jy moet sorg dat jy 100% genees is, want wat ek baie keer sien in 'n huwelik, nou begin die een vreeslik werk aan homself en hy groei en hy herstel en hy genees en daar's insig en hierdie ene het nie. En dan kan hulle nie by mekaar uitkom nie, want ewe skielik het ons niks meer in gemeen nie. Dis baie waar. Want ek het gegroei en ek het ontwikkel en ek het vergewe en ek het soveel meer insig en kennis. En dan is jy nie meer op dieselfde vlak van emosionele heelheid nie. En dan is daar 'n rare groot wandelings. En jy weet, dan sal mense sê, ja, we fell out of love, of ons het, ons is net nie meer op dieselfde vlak nie, of ons verstaan mekaar nie meer nie, en eintlik kan dit maklik gehanteer word. Ek glo, daar's niks wat die Here nie kan genees nie. Hy kan enige iets regmaak en weer gesond maak. Ons moet net sy hand vat en die regte pad loop en die regte keuses maak om te wil gesond raak. En ek dink as ons nou spesifiek praat van 'n huwelik, dan daar is nie so iets soos 'n huwelik sonder konflik nie. Of die konflik nou verbaal is,
en of dit nou nie verbaal is. Party mense explode en party mense implode, né? So party mense sê nie ons beklei nooit, maar jy implode die hele tyd, so daar's ontploffings konstant na die binnekant. Want jy raak na jou binnekant te kwaad. So dis baie meer destruktief om te implode, want daai ontploffings vind plaas in my senuweestelsel en my liggaam stoor dit en dan raak ek siek. Ja. En ek kry 'n spasiese kolon en ek kry 'n spasiese digdarm en ek kry senuweetoestande en ek kry outoimmuun siektes. So daar is 'n klomp goed wat gebeur as ons nie goeders na wat in die duisternis is na die lig bring nie, maar baie mense het die kommunikasievaardighede aangeleer nie. En weer eens dit kom van kinderjare. Want wat doen ons met 'n klein kindjie wat homself stout gedra of wat 'n tantrum gooi? Ons sê gaan kamer toe en kom terug as jy beter voel. Maar niemand van ons sê vir die kind wat om te doen met woede nie. En niemand sê vir die kind wat om te doen as hy nie lekker voel nie. In plaas van om te sê, ek kan sien jy is kwaad, kom ons gaan spring bietjie op die trampoline, of kom ons gaan hardloop gaan, kom ons gaan boks gaan die boksak. Kom ek wys jou wat om te doen met 'n emosie wat vir jou moeilik is om te hanteer. Maar ons sê net, gaan weg, sorteer dit uit, kom terug. 'n Kind weet nie wat om daarmee te maak nie. En ons is eintlik, almal van ons is maar 'n klein deeltjie in ons, van 'n kind, van 'n sekere ouderdom, wat nog nooit genees het nie. En daai klein deeltjie kom gewoonlik uit in 'n bakterrie. Want ons het groot geword, kinders word gesien, maar nie gehoor nie. En as hy nou een ding is wat niemand vir ons geleer het, kyk nou spring ons nou weer na 'n ander onderwerp vir 'n ander dag, is dat ons het nooit geleer regtig om jou kinders groot te maak. Absoluut. Op die regte manier nie. So selfs daai wat jy nou al sê is so powerful, jy weet. Ongelooflik. So ek dink die groot ding, soos jy sê, huwelik is 'n topik op sy eie, want dit is twee onvolmaakte mense wat bymekaar kom en wat fout gaan maak en wat onbewustelik mekaar gaan seermaak. Want die Bybel sê tog, ons hoop en ons vertrou met in die Here wees en nie in mense nie, want mense gaan ons teleurstel, mense gaan ons seermaak, mense gaan partykeer 'n goeie dag beleef en partykeer 'n slegte dag beleef. En dis waar selfregulering weer inkom, waar ek moet weet hoe om my eie emosies te reguleer en verstaan dat daai miskien houding wat nou net uitgekom het, of daai onsensitiewe ding wat nou net gesê het, sien dit vir wat dit is, dit het niks met my te doen nie, dis nie omdat ek iets verkeerd gedoen het nie, dis miskien net 'n moeilike dag. Ja, en die ding is ook, terwyl ons nou praat, dink ek aan hy skrif wat sê, bely julle sondes teenoor mekaar, sodat julle gesond kan raak. En ek onthou toe my kinders klein was, het ons 'n paar beginsels gehad, en ek dink, en ons trek dit deur na ons huwelik toe ook, dat wanneer 'n mens 'n verskil het, dit is vir my maklik om te sê, ja, maar jy doen dit, maar is bietjie anders om te sê, weet jy, ek het die volgende verkeerd gedoen. Dis moeilik. Want dan moet jy eintlik maar, you must humble yourself, en jy moet na jouself kyk om te besef, maak is nou eintlik nie so oulik soos wat ek gedink het, ek is nie, maar daar's 'n baie sterk geestelike beginsel agter dit, want wanneer jy jou sondes bely, sê die Here, dan gaan jy genees. So daar's 'n baie sterk beginsel agter dit. Ek wil dit met jou laat, en 'n tweede ding, dan kan ons miskien daaroor ook gesels, is dat vir my is 'n wonderlike tool. Iemand het nou eendag gesê, hulle het 'n praatstokkie gehad. Met ander woorde, sê nou maar dit is nou my praatstokkie, nou gee hom vir my. Nou mag ek praat, jy mag my nie in die rede val nie, jy mag nie iets sê nie, tot ek nie klaar gepraat het nie, jy mag nie offense vat nie, jy moet vir my luister. Nou gee ek die praatstokkie vir jou, nou mag jy weer praat. En wat ek byvoeg as ek terapie doen, ek vra, herhaal wat ek nou net vir jou gesê het. Want hoeveel keer in my kantoor sal jy vir my dan sê, maar jy dit en dit en dit gesê, dan sê ek nie, maar dis nie wat ek gesê het nie. Want jy hoor deur jou bril van jou eie trauma en jou eie verlede, en van jy lees dinge in iemand se liggaamstaal wat daai persoon nie gesê het nie. Dan sal ek sê, so ek sal sê, jy het nou net gesê jy is ongelukkig met dit en dit moet gebeur, het ek reg gehoor. Dan moet jy vir my sê, nee, wat ek gesê het is jy het dit en dit en dit gedoen. Ek het nie gesê dit en dit. Dan herhaal ek weer, het ek jou reg gehoor. En ek het al gesit met kappels wat 10 keer dieselfde ding moet herhaal, en die ander persoon hoor nie wat daai persoon nou net gesê het nie, en hy kan dit nie herhaal nie, want hy luister so deur sy bril van sy eie trauma, dat hy regtig nie hoor wat nou net gesê is nie. So ek laat jou dit herhaal, en dan sal ek sê, het ek jou reg gehoor, en dan gaan ons eers aan.
Want jy dink daai persoon het jou gehoor, maar ons hoor iets anders. Dis soos dit sê, die juffrou het op my geskryf by die skool vandag, nee, die juffrou het nie op my geskryf, die juffrou het eintlik net hard gepraat. Presies, maar vir daai persoon trigger dit dalk weer iets anders. So, weer eens, dit is so, ek sien dit so gereeld, en dan sal ek aangaan tot daai persoon reg gehoor het, en dan sal ek sê, okay, ek hoor wat jy sê, en ek verstaan dat dit vir jou swaar was. Dis moeilik vir mense om te doen. Ek hoor jou. Kan jy glo, ons het alweer net 5 minute oor. Voel vir my, ons 5 minute, ons programme hardloop te vinnig. Okay, Adrey, kom ons recap net gou weer vinnig. Ons het vanoggend begin om te sê wat se effek onvergewensgesindheid het op ons liggaam, siel en gees. Wil jy nie miskien as daar nou 'n kyker is wat kyk, wat besef hy sit met onvergewensgesindheid, wil jy nie net vir hulle deur 'n gebed vat nie, dat ons net dit kan afsluit en dan moet lyk my ons gaan weer moet gesels en dan vat ons dit net weer van daar. 100%. Vader, ons dankie vir die geleentheid om te kan praat oor goeders wat seer en swaar is. Ons weet dat daar soveel mense wat daar sit, met iets wat gesê is, iets wat gedoen is aan jou, iets wat onmenslik is. Here, en dit is swaar, en dit sit swaar op jou gemoed, en jy kan nie vrykom daarvan nie, en jou keel trek toe, en jy raak naar, as jy net daaraan dink. En ons wil kom praat vir daai persoon vandag, en sê, Here, U ken daai seer, en U ken daai swaar, en U sê in U woord, ons moet vergewe, maar ons weet nie hoe nie. En daarom wil ons net vra, Here, laat daai persoon toe, om die seer en die swaar te voel en te ervaar, en om dit te laat gaan, Here. Here, daai verskriklike seer en daai verskriklike swaar aan die kruis saam met U gespijker word, Here. Van daar waar U ook nie verdien het om in daai kruis te hang nie, sit baie van ons, Here, met goed wat met ons gebeur het, wat ons nie verdien het nie, wat ons nie voor gevra het nie, en wat nie reg normaal of regverdig was nie. Maar ons weet, Here, om te laat gaan, is sodat ons kan vrykom, en dat ons kan aangaan met ons lewe, en sodat ons weet, U woord sê, dat die folteraars dan nie meer toegang tot ons lewe gaan hê nie, maar dat ons in vryheid kan loop in die wete dat U sê, U is in beheer van die regverdige en U sal ons pad gelyk maak. En daarom vra ek, Here, dat daai seer nou aan U oorgegee sal word. En ons wil vra dat U volkome en volmaakte liefde, dat daai persoon se hart, siel, gees en hele liggaam met senuweestelsel sal kom vul, met warmte, met liefde. En Here, daar waar daar dalk nou trane vloei, wil ek net kom bid, Here, ons weet dat wanneer ons huil, is dit U, Jesus, wat self die trane kom afgee. U stuur nie eers U engele om dit te doen, U doen dit self. En daarom wil ek bid dat U volkome genesing sal plaasvind nou, waar daar ongelooflike seer is. Dat U harte sal vul, dat U harte sal genees, sodat ons in vryheid in ons toekoms kan inbeweeg, Here, sodat ons die verlede kan genees en volkome lewe van oorvloed kan hê. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen, amen. Adrey, baie dankie. En weet julle wat, iemand het eendag gesê, forgiveness makes future possible. En die Here beplan vir jou net die allermooiste. So let go, vergewe. Baie dankie vir jou tyd. En vir jou wat kyk, tot die volgende keer. Baie seën, en weet net, die Here het vir jou net die allermooiste en beste in gedagte. Nogmaals baie dankie vir jou tyd. Dankie.